Hartlike goeienaand, liewe vriende, by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag die Here vanaand vir ons by hierdie baie besondere geleentheid ryklik seën en in ons harte werk deur die Heilige Gees. Dankie dat U vanaand by ons inskakel. Kom ons word stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Psalm 90. Ons lees vers 12. En ons tema vandag, die lewe is kort. Psalm 90 vers 12 sê: leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Kom ons lees hom net weer saam. Dis 'n kort maar 'n baie kragtige vers. Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, die lewe is kort. Dit snel verby. Tyd vlieg. Ons almal word ouer. Dit is inderdaad so dat in 'n oogwink jou lewe verby gaan wees en in die volgende 50 tot 100 jaar gaan dalk nie een van ons meer lewe nie. In 'n geslag of 2 gaan niemand eers meer jou naam ken nie. En alles wat jy het, al jou besittings, alles wat jy al bereik het, gaan aan iemand anders behoort. Ek en jy is op geleende tyd in hierdie wêreld elke dag. My liewe broeder en suster, en die Here het vanmôre vir ons 'n boodskap wat ek en jy van harte ons eie moet maak. Ons moet hierdie boodskap in ons lewe gaan toepas en ons moet gaan doen dit wat die Here vir ons wil leer oor hierdie tema. Tyd is een van die kosbaarste gawes wat die Here aan sy kinders gee. Maar dit is ook een van die brooste gawes, want dit vlieg verby en dit gaan vinnig verby. Vra maar vir enige ouer lidmaat vandag hier, enige ouer mens, hoe voel hy in sy hart? En hy gaan vir jou sê, ek voel nog net so jonk, soos 20 of 30 of 40 jaar gelede. Maar die liggaam word ouer en niemand van ons gaan vir ewig hier op aarde lewe nie. Jakobus kom in sy brief en skryf in Jakobus 4 vers 14: wat is julle lewe? Julle is soos 'n miswolkie wat vir 'n kort tydjie verskyn en dan skielik weer verdwyn. Nou net om 'n idee vir jou te gee, as ons in die wintermaande vroeg opstaan en jy gaan buitekant toe en jy blaas jou asem uit, is daar 'n wasem wat uitblaas. En in 'n sekonde of 2 verdwyn daai wasem. En dit, my broeder en suster, is 'n goeie beeld van hoe jou aardse lewe hier is, in terme van die ewigheid. Jou totale lewe hier op aarde is soos daai 1 sekond wasem wat uitgeblaas word en skielik weer verdwyn. Ons leef dikwels, broeder en suster, asof ons 'n ewigheid het hier op aarde. Maar die Bybel is duidelik. Die lewe is kort. Nie een van ons weet wat die dag van môre vir ons inhou nie. Maar die Bybel herinner ons dat slegs vandag seker is.
En daarom roep God ons op om nie sorgeloos te lewe nie, maar bewus te lewe en doelgerig te lewe om elke oomblik met 'n hemelse bedoeling te vul. Die lewe is kort, die lewe is broos, die lewe is verganklik, maar die ewigheid, broeder en suster, is baie lank. En nie een van ons het 'n idee hoe dit gaan wees nie. En die plek waar jy gereed moet maak vir die ewigheid hierna, is hier op aarde, in hierdie kort tydjie, wat die Here uit genade aan elkeen van ons kom gee, om voorbereiding te tref vir die ewigheid. En daarom is die vraag vanmôre aan elkeen van ons: hoe lewe jy tans? Hoe berei jy voor vir die ewigheid? Die Bybel maak dit duidelik dat die lewe vlugtig is, dat die lewe kort is. Dawid kom na die Here toe in Psalm 39 vers 5 en hy kom bid tot die Here: Here, maak my einde bekend en wat die maat van my dae is, sodat ek weet hoe verganklik ek is. Ja, almal van ons is broos en verganklik en die lewe kan enige oomblik van jou af weggeneem word. Moses kom sê hier in ons teks van vanmôre in Psalm 90 vers 12, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag verkry. Hierdie is nie woorde van hooploosheid of moedeloosheid nie, maar woorde van wysheid. Wanneer ons besef hoe kort die lewe is, dan begin ons fokus op die ewigheid verskerp. Ons hou op om ons energie te mors op sinlose dinge in hierdie wêreld wat nie meer saak maak nie. Ons hou op om wêreldse goed na te jaag. En ons hoof fokus is nie net meer ons aardse gemak en plesier nie, maar baie meer is dit. Ons begin fokus op die ewige lewe. God se koninkryk, God se wil en God se eer. En wanneer ons deur die lens van die ewigheid begin kyk, dan verander ons waardes in ons lewe. Die tydelike dinge begin vervaag en die ewige lewe skyn meer helder vir ons in ons lewe. Nou Paulus kom in Efesiërs 5 vers 15 tot 16 en sê vir die Christene: wees dan versigtig hoe julle lewe, nie as onverstandiges nie, maar as verstandiges, en koop die tyd uit, benut die tyd goed, omdat die dae boos is. Jy as Christen, my broeder en suster, en jy as diep gelowige kind van God, moet tyd elke dag as 'n heilige belegging beskou, wat vir God se eer gebruik moet word. Om met die regte doel te leef, beteken om daagliks te vra: Here, wat wil U hê moet ek met hierdie dag doen, wat ek vandag uit U hand ontvang het? Hoe kan ek U eer met my woorde, met my tyd, met my invloed? Wie kan ek vandag aanraak met U liefde? Wanneer ons so leef, broeder en suster, word selfs gewone oomblikke in ons lewe vir ons heilig en kosbaar. Die werkplek word 'n sendingveld. Die huis word 'n bedieningsterrein en elke gesprek word 'n kans om Jesus te weerspieël. Jesus sê in Lukas 9 vers 23 hierdie woorde: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Let op hierdie woorde in hierdie teksversie. Elke dag. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Dis nie net Sondag nie.
Nie net wanneer dit vir my gerieflik is nie, maar elke dag, in alle omstandighede, moet ek my kruis opneem en Jesus volg. Ware disippelskap is nie 'n Sondag gewoonte nie, dit is 'n 7-dag leefwyse, 365 dae elke jaar deur. Dis hoe om ons elke dag moet lewe. Dis om elke dag jouself neer te lê voor Jesus, trots en gemak prys te gee en in gehoorsaamheid te lewe tot God se eer. Om Jesus te volg, broeder en suster, beteken daar sal 'n kruis wees, voordat daar 'n kroon is. Hoor jy mooi, in jou lewe moet daar 'n kruis wees, swaar kry, beproewings, opoffer vir Jesus, moeilike omstandighede ter wille van jou geloof en ter wille van Jesus, voordat jy by 'n kroon gaan kom. En ek en jy moet dit raak sien. Daar sal oomblikke van opoffering moet wees in jou lewe. Ja, om te vergewe wanneer dit seer maak. Om te dien wanneer dit ongerieflik is vir my. Om lief te hê wanneer dit onverdiend is. Maar elke daad van gehoorsaamheid word 'n saad van ewige beloning. Elke ja vir Jesus. Ego tot in die ewigheid. Nou, hoe moet ons prakties hierdie waarheid gaan uitlewe? Want dit is belangrik dat ek en jy as Christene presies moet weet hoe om in hierdie wêreld ons tyd reg te gebruik en dit te gaan uitlewe. Ek gaan vir julle 'n paar dinge noem wat jy asseblief moet onthou in u lewe, en as jy 'n pen het, skryf dit neer. Dit is so belangrik. Die eerste belangrike praktiese ding wat ek en jy moet gebruik in ons lewe om doelgerig vir die Here te leef, is om te belê in verhoudings. Die lewe is kort, my broeder en suster, moenie toelaat dat wrokke en haat of gejaagdheid of trots jou verhoudings steel nie. Bly naby aan jou geliefdes. Luister na hulle. Bemoedig hulle. Vergewe hulle. Laat die mense rondom jou weet, jy is lief vir hulle. En dat Jesus hulle nog meer lief het. Elke interaksie wat jy met mense het, moet Jesus se liefde, geduld, goedheid en genade weerspieël. Mense moet Jesus in jou doen en late elke dag kan sien, ja, ook in jou woorde vir Jesus kan hoor. Maar dit gaan ook nie net oor aardse verhoudings nie, maar in die besonder ook ons verhouding met Jesus. Jy moet belê in jou verhouding met Jesus. Spandeer tyd elke dag in die teenwoordigheid van Jesus. Lees sy woord, dat jy sy wil vir jou lewe daarin kan ontdek en dat hy jou kan so lei dat jou lewe hom kan verheerlik. Jou verhouding met die Here moet in stand gehou word en daarom moet jy belê in jou verhouding met die Here. Dan die tweede baie belangrike ding, liewe broeder en suster, wat 'n praktiese manier is om doelgerig vir die Here te lewe en jou tyd reg te gebruik, is om geleenthede vir bediening te gebruik in jou lewe. Gebruik bedieningsgeleenthede. Bediening is nie beperk tot 'n kansel of 'n kerksaal nie. Dit gebeur by jou huis om die kombuistafel, by die werk, in die winkel of op die straat. Oral waar jy gaan, dra jy die naam van Jesus. En daarom moet jy daagliks bid, Here, gebruik my vandag as 'n instrument van u genade. En jy het nie 'n titel nodig om 'n dienaar van God te wees nie. Jy het net 'n gewillige hart nodig. Gaan doen wat die Here van jou vra. Dan die derde belangrike ding wat ek en jy moet doen om ons tyd sinvol en doelgerig te gebruik, is om jou geloof te deel met ander mense. Een van die mees liefdevolle dinge wat jy ooit kan doen,
is om mense van Jesus te vertel. Daar is mense in jou lewe wat na hoop soek en wat bemoediging soek. Hulle moet weet dat daar vergifnis is, dat daar 'n doel is, dat die ewigheid seker is in Christus. Soos Paulus sê, elende wag vir my as ek die evangelie nie verkondig nie, sê hy in 1 Korintiërs 9 vers 16. Moenie wag vir een dag nie, want dit gebeur baie keer met ons. As ek eers hierdie en hierdie ding bereik het, het ek meer tyd en sal ek dan vir die Here begin werk. As ek eers my huis klaar betaal het, of as ek eers hierdie posisie beklee het, as ek eers bevordering gekry het, of as ek eers afgetree, dan het ek nou baie tyd om vir die Here te werk. Moenie wag vir een dag nie, want al wat ons het is vandag. Ons weet nie of ons môre nog het nie. Moenie wag vir een dag nie, want daardie dag mag nooit kom nie. Vertel vandag vir mense van Jesus. Ja, doen dit met liefde en oortuiging, en die Heilige Gees sal jou op 'n wonderbaarlike manier gebruik om sy koninkryk te bou en mense na Jesus toe te lei. Die bekende evangelis Billy Graham het op 'n keer gesê, die grootste verrassing in my lewe was toe ek besef het hoe kort die lewe is. Hy het meer as 60 jaar lank die evangelie verkondig aan miljoene mense, maar toe hy gevra is wat hy sal verander in sy lewe, het hy geantwoord, ek sou meer tyd met Jesus en die woord wou spandeer. Hy het geweet, daar is geen prestasie wat vergelyk kan word met 'n intieme verhouding met Jesus Christus nie. Hy het verstaan dat wanneer die lewe eindig, net een vraag uiteindelik sal saak maak. Het jy vir Jesus geleef? En nou is die vraag vanmôre, lewe jy vir Jesus? Dis al wat eendag in die ewigheid gaan saak maak. Lewe jy vir Jesus? Ek wil graag hê jy moet oor jou eie lewe dink vanmôre. En eerlik vir jouself hierdie vraag afvra. Wat dryf my lewe op hierdie oomblik in my lewe? Waarvoor leef jy? Wat dryf jou lewe op hierdie oomblik? Leef ek net om meer geld te maak? Leef ek net vir my eie gemak of groter gemak? Leef ek net om meer sukses te kan bereik? Leef ek net om meer besittings bymekaar te maak? Leef ek net om my skuld klaar te betaal? Of om eendag te wil aftree? My broeder en suster, die vraag is, leef ek vir Jesus? Want dit is al wat werklik saak maak. As vandag jou laaste dag op aarde sou wees, sal jy kan sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Soos Paulus gesê het in 2 Timoteus 4 vers 7. Elke mens moet hierdie vraag beantwoord. Nie môre nie, vandag. Want môre is nie gewaarborg nie. En die vraag is, waarvoor leef jy? Vir wie leef jy? Wanneer ons vir Jesus leef, dan leef ons met betekenis. En dan het ons lewe waarde en het dit inhoud. Elke daad van liefde, elke opregte gebed, elke offer van diensbaarheid, sien God raak. Hy ken jou hart. Hy weet hoe lyk jou lewe. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 58, daarom my geliefde broers, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs sal wees nie. Niks wat jy vir Christus doen in hierdie wêreld is ooit verniet
of verlore nie. Wanneer jy vir hom leef, eindig jou lewe nie in die graf nie. Dit gaan voort in die ewigheid. Geliefdes, jy het net een lewe. En ons weet, die lewe is kort. Jy kan nie gister oorleef nie en môre is nog nie hier nie. En dit is nog onseker. Maar jy het vandag. Jy kan vandag vir Jesus lewe. So, vergewe daardie persoon wat jy al vir jare 'n wrok in jou hart teen ronddra. Spreek bemoedigende woorde vandag aan mense wat swaar kry of wat siek is. Dien iemand vandag wat in die nood is. Deel die evangelie met mense in jou leefwêreld. Laat gaan die vrees waarmee jy vir soveel jare mee saamleef. Want die lewe is kort, maar die ewigheid is altyd daar. En dit is vir altyd. Leef hierdie kort aardse bestaan, my broeder en suster, vir die een wat uit liefde sy lewe vir jou afgelê het aan die kruis en wat vir jou gesterf het sodat jy kan lewe. Laat ons vandag saam met Paulus sê, vir my is om te lewe Christus en die sterwe 'n wins. Filippense 1 vers 21. Nou as jy vandag besef, jy het tot nou toe net geleef vir jouself en jou eie belange, vir tydelike dinge, dan is hierdie oomblik vandag vir jou bedoel. Jesus staan met oop arms en hy nooi jou uit om na hom toe te kom. Hy bied vergifnis vir jou verlede. Hy gee 'n doel vir die lewe vir jou vandag en hy gee ook hoop vir jou toekoms. Moenie nog 'n dag laat verbygaan sonder om aan die Here oor te gee nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 6 vers 2, kyk, nou is dit die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Kom gee jou hart vir Jesus vandag. Hernie jou toewyding vandag aan hom. Vra hom om jou te help om hierdie kort lewe met 'n ewige doel te lewe. Hy sal jou deur sy Heilige Gees daarmee help sodat jou ewige toekoms in die hemel 'n werklikheid sal word. My bede is dat jy jou eie lewe in die lig van God se woord vandag sal gaan ondersoek en sal besef, die lewe is kort. Kom ons begin vir Jesus lewe. Laat ons elke dag aan hom toewy, vir hom lewe, diensbaar vir hom wees, en laat ons lewe dat sy naam verheerlik kan word in ons lewe, en dat ons kan uitsien na die ewigheid saam met hom. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare God en hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre so wonderlik vanuit u woord toegerus en geleer kon word oor hierdie belangrike aspek, naamlik dat die lewe kort is. Here, u het ons met 'n doel hier op aarde geplaas. Help ons om elke dag vir Jesus te lewe. Om dit wat werklik belangrik is in ons lewe te gaan doen en sinnelose dinge uit ons lewe uit te sny. Here, ons wat vandag in u glo, wil ook vir u lewe. Daarom bid ons vir wysheid om die regte besluite te neem. En ons bid vir deursettingsvermoë en 'n vaste geloof in die hart, sodat ons lewens ons hoogste doel kan bereik, dit wat u vir ons beplan het. Maar ons kom bely ook vanmôre al ons sonde voor u, en al die tye waarin ons tyd gemors het aan wêreldse dinge. Vergewe ons, Here. Laat ons met nuwe erns en met vaste geloofsoë
ons oog gerig hou op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Laat ons vandag vasgryp en omarm as 'n gawe uit U hand en help ons Here om met volle toewyding diensbaar vir U te wees. Laat U seën oor ons wees elke dag en laat ons uitsien na daardie wonderlike ewige toekoms saam met U in die hemel, waar ons in U teenwoordigheid kan wees tot in ewigheid. Gee vir ons vaste geloof, Here. Gee vir ons wysheid en insig, dat terwyl ons hier op aarde leef, ons alles vir die Here kan doen. Laat ons die tyd uitkoop, omdat die dae boos is. En laat ons sinvol lewe vir Jesus, dankbaar en toegewyd. Dankie vir die Heilige Gees wat ons daartoe in staat stel. Ons vra al hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen.